Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Laas keer het ons bietjie gekyk na Psalm 2 en hoe die fokus of die reddingsplan, the plan of salvation van die Here uitgebrei is vanaf Israel na al die nasies en na al die volke toe, na die heidene toe, net tot aan die einde van die aarde. So is die Psalm vir ons daar wys en toe het ek beloof, ek gaan 'n bietjie gesels oor die nuwe verbond en wat nou op die tafel is. Die wet of die leerstellinge van Christus Jesus. Interessant genoeg, Moses het 2 keer berg toe gegaan. Die eerste keer die 10 gebooie ontvang, waarop die Moses wet of die, probeer nou die Afrikaans skryf vir die Engelse nie gedagte, ekskuus, die Levitiese wet opgebou is. En dan kom Christus in Matteus 5 by die bergpredikasie en hy kom gee vir ons die verordeninge, die insettinge en selfs die wet as jy wil van die nuwe verbond. Wat baie interessant is, omdat ek vanaand net gou vinnig wil uitlig. Soos ek gesê het, Moses na die berg gegaan, hier gaan Christus na die berg. Die 5:1 lees, and seeing the multitude, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him. Okay, dis baie belangrik, nee, daai klein bietjie inligting wat eintlik lyk asof dit maar net daar is. Onthou, die 70, saam met Aaron en Moses en sy 2 seuns, het opgegaan na die God van Israel toe. En hier is 'n ander punt wat ek baie keer uitlig en wat ek lê klem daarop, want dit is so belangrik, wanneer daar gepraat word van die God van Israel, dan beteken dit nie die God van die land Israel nie, of van die 12 stamme nie, daar word gepraat van die God van Jakob, die God wat Jakob by Bethel ontmoet het, daai spesifiek, die God van Jakob, okay. Dan gaan hy en hy gee vir ons al hierdie verskillende nuwe gedagtes en idees. Hy gee eintlik 'n strenger wet. Ons moet nou sout wees en ons moet nou lig wees, né? En gewoonlik die ouens wat nou die wet wil onderhou, hulle hardloop hier na 5:17 toe, dan sê hulle, nee, kyk, Jesus Christus self sê, hy het nie gekom om die wet te verander nie, maar om dit te vervul. So, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Wat beteken hierdie teksvers in die konteks van waar hy gegee word? Christus het nie gekom dat daar nou 'n koninkryk van God op aarde gevestig gaan word nie. Nee, hy het gekom om die skrif in vervulling te laat gaan, die profesie aangaande die Messias in vervulling te bring. Dis die fulfill waarvan hier gepraat word. Hy het die woord in die Ou Testament, die wet, die profete en die skrywe, het hy kom werklikheid maak, deur dit te vervul, in die feit dat hy gekom het. Hy, die Messias, het gekom. Dit wat in Daniël geskryf staan, voor die tempel vernietig gaan word, gaan die Messias kom, al hierdie goed in vervulling gegaan met die koms van ons Here Jesus Christus. En wat interessant genoeg is, as ons nou net die hoofopskrifte hier vandag kyk, teachings on murder and anger. Die Here Jesus verander die wet hier. Hy sê, julle het gelees in die Ou Testament. Ek sê nee. As ons verder gaan, teaching on temptation. Egbreek is nie nou nie die fisiese daad nie. Dit is nou in jou hart. Hier begin dit. En die Here sit 'n meer hoër standaard daar, as wat daar was in die ou Levitiese wet, of die Moses wet, of wat jy dit ook al wil noem. Hy gaan verder aan teachings on divorce. Die Here Jesus maak egskeiding heeltemal, hy gooi dit heeltemal by die deur uit. Hy sê dit bestaan nie. Daar's net een rede vir egskeiding, en dit is as een van die 2 partye ontrou was. Niks verder nie. Dis hard, en baie mense wil hierdie woord nie vat nie. Die huwelikswet wat die Here Jesus Christus inbring,
is 100.000 keer moeiliker om te onderhou as dit wat in die Ou Testamentiese wette bevat is. Teachings on oath. Jy moet sweer by die Here jou God. Christus sê jy mag glad nie sweer nie. So hy verander die wet. Hy kom gee nuwe beginsels, nuwe insettinge, nuwe verordeninge. Teaching on loving thine enemies. So you've heard in the law, you must hate your enemy and love your neighbor. So, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. So waar Moses die wet ontvang het op die berg, hier is dieselfde wetgewer wat in Sinai op die berg was. Onthou die 70 het saam met die God van Israel, die God van Jakob, geëet. Hulle het 'n feesmaal saam met hom gehad. Hier is dieselfde God teenwoordig, ook op die berg, en hy gee die nuwe riglyne, die nuwe insettinge, die nuwe verordeninge vir die nuwe verbond wat gesluit gaan word. Nou nie net met Israel nie, maar met die heidene, met al die volke tot aan die einde van die aarde. Nou as die Here ons spaar en ons kry 'n kansie, gaan ons môre aangaan. Onthou Moses was 2 keer berg toe. Die eerste keer kom hy af, die tweede keer, en toe word die kalf gemaak, né? So ons gaan kyk na die tweede keer waar Jesus dan nou op die berg is, en dit is eintlik fantasties, hoor. Dag toe ek dit besef en toe ek dit lees en dit by mekaar kom, weet ek van my stoel afgeval. Gaan ons gou gaan kyk na die tweede keer wanneer Jesus op die berg is en die disippels en die volk is daar, en wat het die Here dan vir hulle gegee, en hoe het hy nou die seël gesit op hierdie nuwe insettinge en verordeninge en die gebooie wat hy bring. Alle seën en voorspoed. Mag die Here met julle wees, en mag die Here, die wat oor het om te hoor en oë om te sien, mag hy vir julle die woord oopbreek en vir julle wys hoe hierdie dinge mekaar inskuif en by mekaar uitkom, en hoe belangrik Matteus 5 is, en hoe belangrik die volgende gedeelte is waarna ons gaan kyk. Mag dit net goed gaan met een en elke in Jesus naam. Amen.